Goeiedag julle in en ommers. Ons kuier vandag hier in Darling en ons is nou by die museum, wat eintlik die hart van elke dorp is, wat moet bekend wees vir almal en uitgedra word na almal. Ja. En by my staan Shirley, sy is hier verteenwoordig die museum en sy gaan vir ons bietjie vertel van die museum hier in Darling. Hallo Shirley. Hallo Anita, baie dankie vir julle besoek. Ons is baie bly u is hier. En ons hoop jy geniet die tydjie by ons. Ons gaan verseker. Jy wil vir ons so 'n bietjie inligting gee rondom die museum. So die grootste inligting wat altyd vir almal so 'n groot attraksie is dat hierdie gebou is in 1800s gebou. Ja. So om presies te wees, dit was gebou in 1899 en dit is so oud soos 126 jaar. Liewe aarde, so dis eintlik 'n voorreg om hier te wees. Dit is definitief, sal ek sê. So ja, ons mag maar deurgaan as julle reg is. Neem ons deur hierdie museum. Dankie Shirley. Dankie. Hier het ons die ontvangs dan. Dit is nou hier waar die gaste jou gaan vind. So dit is hier wat al die, hoe kan ek sê, die vriendelikheid gebeur. En jy is vriendelik, né? Hier is waar ek almal verwelkom. En dan net aan hierdie kant of aan die voorkant het ons meer so 'n bietjie geskiedenis oor Charles Henry Darling. So hy was destyds 'n lieutenant governor binne in hierdie omgewing. Nog daai tyd bestaan as Groenkloof. So Darling is vernoem na hom dan. Na hom, ja. En dan hulle het soos in baie en hier is soos byvoorbeeld op sy troudag en daai tipe goedjies. So ek sal sê hy's 'n baie goeie en groot figuur in ons dorp, in ons klein dorpie. Ja. Fantasties. Asai. En hier's voetjies om te wys watter paaie kan ons almal stap. Nee, ek dink hierdie is maar net, ek gaan nou 'n bietjie sinvol humor bring. Ek dink hierdie was maar net in COVID tyd wat gesê het. Ons moet 'n bietjie spasie kry. Ja, dat jy 'n bietjie spasie moet wees tussen die mense. Right, so in hierdie hoekie het ons vir Henty Popsie. So hy was die oom wat die winkel wat nou bekend is as Dinkies. So hy het sy eerste viswinkel by Dinkies gehad. En soos hier op hierdie foto wys dit byvoorbeeld hoe hy vis droog het. My aarde, ja, né? So ek sal sê die oom is 'n baie ook 'n prominente figuur in Darling gewees. Nou ja. Fantasties. Ek sien hier is welkom. Ons sê in al die tale vir almal welkom. So hierdie gedeelte van die glaskas is meer net soos hier en daar al die destydse goedjies wat die mense in die huise gebruik het. Soos breekgoedjies, soos julle kan sien hier is glasware en daai goedjies. En dan hierdie is meer soos destydse Victorian trourokke en daai tipe goedjies. En dan het ons ook soos aan hierdie kant van die museum het ons soos destydse drukkers wat nie baie van ons generasie sal meer ken nie. Ja, want alles is nou digitaal, maar ja. Dit is wat ons gebruik het selfs in die winkel het hulle die optel en die boekhouers het dit gebruik, né? Ag, is dit nie kosbaar. Kyk al die ou klein kleertjies. So in hierdie hoekie sal ek sê is 'n baie spesiale hoekie. So hierdie masjien wat hier staan, wys vir ons al die harde werk en die nagte wat die tannies moet opgesit het destyds om hierdie soort rokkies en goedjies te maak. Dit is pragtig, né? Ja, dit is maar net uniek. Baie werk, ja. So dan hier af in ons museum het ons verskeie kamertjies wat net destydse lewe encapsulate of vir ons verduidelik. So aan hierdie kant het ons soos byvoorbeeld
hoe die kinders se kamertjies gelyk het destyds. En hulle baadjies wat hulle in gewas het en hulle speelgoedjies en daai tipe goed. Dit is so oulik. Kyk net hoe oulik is daai bad. Ja, soos hier af het ons byvoorbeeld 'n hele seleksie van die kinders se kleertjies, ja. En ook speelgoedjies. En dan in hierdie kamer sal ek sê dis meer soos dan stand-up. Ja. En dan die is die mooiste vleuelkafee wat daar staan. Is hierdie nog, kan dit nog gebruik word of weet jy nie regtig? Ek is seker een van dit werk. Ek sal gou net, mevrou kan inkom as mevrou wil. Ek dink een van hierdie hoort te werk, nie hierdie enetjie nie. Ja. Hy werk nou. So hierdie enetjie is definitief nog in werking. Ja. En dan het ons byvoorbeeld soos hierdie oudtydse rekordmasjiene. Ja. Waar die mense altyd musiekies luister het en albei. En gedans, gedans met die plate wat hulle gespeel het. So as die mense miskien inkom en so, dan sal hulle altyd vir ons sê, maar hierdie vat hulle terug na hulle kinderjare toe van hulle was wakker gemaak met sulke musiek, met daai soort musiek. Ja. Dan beweeg ons aan. Hierdie gedeelte, baie groot storie. Hierdie gedeelte is hoe destyds se vrou of se dame se kamers gelyk het. En soos ons kan sien, die vrou was 'n baie prominente dame, baie mooi pelsjassie gedra en die mooiste sykousies, né? Ja, dit is baie mooi. Kyk nou net die borsels en goed op die speeltafel. Ja, nee, dit is baie vir die boeke. Uniek. En dan aan hierdie kant het ons meer soos hoe die man se kamer gelyk het. Soos hier byvoorbeeld in die hoekie, speel ons mooi voor hoe die skeermessies en die masientjies wat die mense gebruik het. En dan net hier onderkant is al die toilet goedjies en daai wat hulle gebruik het in die destyds voor toilet. Ek is dankbaar dis verby. Ja. Maar dit is goed om dit te sien dat ons dit kan herneem. Kan ons hierso gou in? Ja. Ja, dat sê so hierdie is dan ons voorkamertjie. Alles ook antiek. Soos byvoorbeeld hier is 'n variety van goedjies wat hulle gebruik het in die deskant. Kyk nou die koffieketel op 'n voor. Dit is baie mooi. En soos hierdie goedjies. Ons het nou die dag 'n persoon gehad, ons het 'n fundraising shop in ons museum en die oom het basies 4 van hierdie goedjies gevat want hy sê hy het dit so baie lank laat gesien. Dit laat dan vir man sy kinderdra en oupa en goedjies wat al dit voorgelê het. 'n flycatcher. Ja, 'n flycatcher. Ja, vliegvang. Hierdie is 'n kombuis. Ja, so hierdie is die kombuis en hulle wys hoe die tannies byvoorbeeld brood gebak het en die soort bakke wat hulle gebruik het. En dan so staan die soort potte en goedjies wat hulle ook gebruik het. So ja, dit is uiters interessant. Ja, en ons moet ons kinders hiernatoe bring want hulle moet leer van die geskiedenis. Ons moet definitief baie meer. Ek probeer veral nie net ons lokale gemeenskap kinders nie, maar buite kinders, veral skole en as skole so besoek, probeer ons regtig bewusmaking dat ons besoek die museum. Ja, ons het 'n ryke heritage nou en dit is nou een van die dae is dit Heritage Day, die 24ste. So ja. So in hierdie hoekie wys hulle maar net hoe hulle destyds die wasgoedjies gewas het en hoe dit gehang het en al die goedjies. En dan aan hierdie kant is soos seep, goedjies wat hulle seep mee gemaak het. Hulle het sommige van die masientjies gebruik om strykwerkies te doen en daai tipe goed. En dit is oefendrag. Ja, so die man het ook gegym daai tyd. So destyds het ons al die byvoorbeeld die fancy klere, swembad of swemklere gehad of daai tipe goedjies. So dit was dan van wol gemaak, handgemaak deur hulle
ma of Ja, of aunties baie of so. baie interessant. Ja, en dan hierdie kamertjie en hierdie hoekie is maar net alles wat die leermaker gedoen het. Ek wys altyd vir die skoolkindertjies hierdie oulike paar Dit is skoentjies. so kosbaar. Dit is so mooi en baie uniek. En dit soos hou jy, nog dis steeds, ja, né? Dis nou al seker meer as 100 jaar oud. En So, hy kan ja. nog steeds aan 'n paar voetjies Ja, hy kan nog gedra steeds aan 'n word. paar voetjies. Ja. Sy. So in hierdie hoekie, as ons later so deur ons Bottermuseum loop, sal ek 'n bietjie meer verduidelik oor hierdie. So hierdie was basically ons stoom of so stoommasjien Ja. wat hulle destyds gebruik het. Toe Darling nog bekend was vir sy bottermakery. Ja. So dit is die autentiek masjien wat hulle desjare gebruik het. Ja. Fantasties. En hy is nog in 'n baie mooi Baie goeie toestand, toestand, né? Ja. En dan in hierdie hoekie is maar net Darling se eerste dokter. Dr. Nieuwoud. Yes, dokter Nieuwoud. En ja, hy het Dit kom lewens alles uit sy gered. spreekkamer uit. Alles is uit sy My spreekkamer. Nou wat Uit sal sy die nou hande. wees? So hierdie enetjie is 'n wooden bedrest. So ek dink hulle het dit byvoorbeeld op die beddens gesit of waar ook al en dan kon jy maar net agteroor saggies. O, lekker, né? Maar die mense was innoverend. Baie innoverend. Ja. Right. So hierdie het ons maar nou net soos maar net soos 'n uitstalletjie van 'n algemene handelaar soos 'n winkeltjie. Ja, so hier was basically so Darling se winkeltjie en daai tipe goed, ja. Wat ek ook dink dit kan dalk ook een van die eerste winkeltjies gewees het dese jare. As ek nie verkeerd is nie. En dan hierdie is ons saloon bar. Okay. So dit is waar die cricket en die rugby manne kom relax het. As hulle miskien na 'n game gespeel is en dan kom sit hulle by die bar en so. So hierdie bar was deur die Bekkers omskep en die hoekie is net 'n paar fotootjies van die oom en sy vrou wat byvoorbeeld hierdie saloonbar gehad het. Haat het. Ja,